Dit is Hemelvaartsdag 2025 en dis my 'n wonderlike voorreg om hierdie baie besondere dag saam met jou te deel. Baie welkom liewe vriende vanmôre by ons Hemelvaarts-erediens van Uit die Woord Digitaal. Vir kinders van die Here is dit wonderlik om te kan terugdink aan wat Jesus vir ons kom doen het hier op aarde, maar ook hoe hy opgevaar het na die hemel om vir ons plek te berei. Dit is alles deel van sy verlossingswerk en vir sy plan vir ons lewe. Dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. Nou kom ons luister vanmôre na die woord van die Here en my bede is dat die Heilige Gees ook jou hart sal oopmaak vandag vir sy woord en vir jou sal bekragtig deur sy Heilige Gees, sodat jy op hierdie mooi dag ook tot eer van die Here kan lewe en vir hom kan lewe elke dag van jou aardse bestaan. Voordat ons vanmôre saam begin, kom ons word eers stil voor die Here en ons bid eers saam. Hemelse Vader, dit is vir ons wonderlik om vanmôre voor U te kan neerbuig in hierdie nuwe dag wat U vir ons gegee het. Dit is 'n baie spesiale dag vir ons, die Hemelvaartsdag van ons Here Jesus Christus. Dankie Here dat U deur die Bybel vandag op hierdie mooi dag vir ons ook 'n boodskap wil gee wat van toepassing is op ons lewens. Wil U vandag ons harte open vir U woord en in ons harte werk deur die Heilige Gees. Laat ons in hierdie boodskap glo, daarvolgens lewe en U naam elke dag verheerlik. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Vriende, die hemelvaart van Jesus Christus is deel van die verlossing wat Jesus Christus vir ons as mense kom bewerk het. Ja, ons verlossing het nie gestop by die kruisdood en opstanding van Jesus nie, maar dit het verder gegaan as dit. Nou ons weet dat nadat Jesus opgestaan het uit die dood uit, was hy vir 40 dae lank hier op aarde, waar hy aan meer as 300 verskillende mense verskyn het, sodat hulle kon sien dat hy waarlik lewe. Maar ons weet ook dat hy 'n afspraak met sy disippels en sy volgelinge gehad het, daar op die Olyfberg, net voor sy hemelvaart. Hy het vir hulle gesê dat hulle daar by mekaar moes kom en dat hy vir Oulaas die laaste opdragte aan hulle wil gee voordat hy sou opvaar na die hemel. Nou ons gaan vanmôre hierdie laaste opdrag lees. Dit wat Jesus vir ons as sy kerk, as Christene en as gelowiges wil gee en wat van toepassing is op ons lewe en op die wêreld. En ons skriflesing daarom vanmôre uit die woord van die Here is uit Matteus 28. Ons gaan lees vers 19 en vers 20. Jesus sê: "Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld." Ons gaan net eers tot sover lees. Nou hierdie laaste opdrag wat Jesus aan sy kerk en aan ons as sy gelowiges gegee het, net voor sy hemelvaart, is so 'n belangrike opdrag wat baie dikwels misgekyk word en nie altyd verstaan word nie. Die Here Jesus kom beklemtoon weer ons roeping as gelowiges hier op aarde. In die eerste plek sien ons dat hy ons uitstuur met 'n opdrag. Gaan dan na al die nasies toe. Gaan na die hele wêreld toe, alle volke, tale en nasies. Om wat te gaan doen? Om aan die wêreld te gaan verkondig wie Jesus Christus is. Gaan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Nou hoe doen 'n mens dit? Deur die woord van God aan mense te gaan verkondig. Deur die verlossingsboodskap aan mense oor te dra.
en aan mense te gaan vertel, wie is Jesus? Wat het hy vir ons kom doen? Hoe kan ons gered word van sonde? En ons bid dat die Heilige Gees hierdie boodskap sal gebruik om mense se harte en se lewens te verander en te vernuwe, sodat hulle tot geloof in die lewende God kan kom. Wanneer mense disippels van Jesus geword het, dan het hulle gelowiges geword. En ek en jy kry die opdrag van Jesus, daar vir die laaste keer op die Olyfberg, om na die wêreld toe te gaan, na mense toe rondom ons familie, vriende, ja ook vreemdelinge. Ons moet na die nasies van die wêreld toe gaan en die mense Jesus se disippels maak. En dit doen ons deur te getuig en deur die woord van God met mense te deel en vir almal te vertel wie Jesus is en hoe ons gered kan word. Ons moet vir die wêreld vertel dat God die mense so lief gehad het, dat hy sy enigste seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dit was die wil van Jesus vir sy gelowiges, daar net voor sy hemelvaart. Dan sien ons in die tweede plek kry ons die opdrag om hierdie mense wat tot geloof in Jesus gekom het, te gaan doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, die drie-enige God. Want iemand wat tot geloof in die drie-enige God gekom het, moet dan gedoop word. Die doop is die inlywing by die kerk van Jesus Christus. Die doop is die deel word van die gemeente van Christus, die deel word van God se kinders. Ja, inderdaad moet kinders van die Here by mekaar kom, om die Here te aanbid, te dien en na sy woord te luister. En daar waar die doop bedien word aan gelowiges, is ons besig om die opdragte van Jesus Christus uit te voer. Dan sê Jesus ook verder, gaan leer die mense om alles te onderhou wat ek julle beveel het. God se woord is vol waarhede, rigtingwysers, aanduidings van wat die regte pad is, maar ook vermaanings en waarskuwings, sodat ons sal weet wat is reg en wat is verkeerd. Nou ek en jy wat kinders van die Here is, kry die opdrag om hierdie mense te gaan leer wat tot bekering gekom het. Die Here wil dit graag net voor sy hemelvaart weer kom bevestig aan sy gelowiges, dat hulle hierdie opdragte moet gaan voortsit. En ons weet natuurlik dat die disippels die wêreld ingegaan het na die hemelvaart van Jesus en oral gaan verkondig het wie Jesus is, wat hy kom doen het. En daar in die boek van Handelinge, in Handelinge 2, 3 en 4, sien ons hoe duisende mense tot bekering gekom het. Op een dag het 3000 mense hulle harte vir die Here gegee en by die kerk van Christus aangesluit. So die kerk versprei oor die hele wêreld en so kon mense uiteindelik by Jesus uitkom en die laaste opdragte van Jesus Christus gaan uitvoer. En dan kry ons ook hierdie wonderlike belofte van Jesus waar hy sê, ek is by julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Ja, Jesus lewe in ons en wat 'n voorreg om vir hom te lewe en om te kan weet hy's by ons en dat sy Heilige Gees ook in ons is om ons te lei en te seën en te bewaar en te motiveer en te aktiveer dat ons hierdie laaste opdragte van hom kan nakom. Daarna lees ons dan ook in die boek van Handelinge hoe Jesus Christus opgevaar het na die hemel. Hoe daardie groepie gelowiges daar op die Olyfberg gestaan en kyk het, hoe 'n wolk hom voor hulle oë weggeneem het. En terwyl hulle so staar na die hemel, het daar engele skielik daar by hulle gestaan en vir hulle hierdie woorde gesê: hierdie Jesus, wat julle nou hier voor julle oë sien wegvaar het, sal net so weerkom soos wat julle hom na die hemel toe sien opvaar het. Hy sal weerkom vir sy kerk en hy sal weerkom vir sy kinders. Die volëinding van die wêreld is 'n werklikheid. Maar totdat dit gebeur, kry ek en jy die opdrag
om die woord van God met mense te deel, om 'n verskil te maak in hierdie wêreld, om mense te leer vanuit die woord, om getuies te wees, om mense wat tot bekering gekom het te gaan doop in die naam van die drie-enige God. Jesus Christus het opgevaar na die hemel, leer ons in Johannes 14, om ook vir ons plek voor te gaan berei. En hy sê dat as hy klaar die plek voorberei het vir ons, kom hy weer en sal ons neem na hom toe, sodat ons by hom kan wees tot in ewigheid. So Jesus se hemelvaart is werklik van groot belang vir ons as kinders van die Here, want daar in die hemel gaan hy plek berei vir al sy kinders, en hy beloof dat hy weer eendag sal kom om ons na hom toe te neem. Nou totdat daardie dag aanbreek, broeder en suster, kan ek en jy nie lui en laks wees as gelowiges nie. Ons moet gaan doen wat Jesus van ons vra. Sy laaste opdragte moet in ons harte wees. Ek en jy wat lief is vir die Here, moet hom in die oog hou. En dit moet vir ons so belangrik wees om elke liewe dag oor Jesus te praat, oor Jesus te getuig, oor sy wonderwerke met mense te praat, om God se woord met mense te deel. Ja, om mense te leer wie Jesus is en wat hy kom doen het, om mense na Jesus toe te lei. Dit is ons opdrag. Nooit mag Christen wees, maar net 'n saak vir myself wees, en omdat my saak met die Here reg is, nou is ek klaar nie. Nee, dit gaan verder as dit. Dis baie ryker en dieper as dit. Jesus roep al sy kinders tydens hemelvaart op om sy laaste opdragte uit te voer en om te gaan doen dit wat hy van ons vra. Want hy kom weer. En dan wil hy almal wat dan tot bekering gekom het, saam met hom neem na die hemel en die ewige heerlikheid. En daar is slegs een weg hoe ons in die hemel kan kom. En dit is deur Jesus Christus ons Here. Hy moes opvaar na die hemel, sodat ek en jy ook hemel toe kan gaan, en dat ons 'n spesiale woonplek in die hemel kan kry, in die teenwoordigheid van die lewende God. Nou kom ek en jy vat vir hierdie opdragte van die Here vandag, en ons maak dit ons eie. Ons gaan pas dit toe, in 'n wêreld wat hierdie boodskap so nodig het, en kom ons gaan leef dit uit met oorgawe en met entoesiasme, omdat ons lief is vir die Here, en omdat dit so voorreg is om vir hom te lewe en vir hom te werk en te doen wat hy van ons vra. Maar kom ons kyk ook met verwagting uit na daardie dag wanneer Jesus weer gaan kom op die wolke van die hemel om al sy kinders te kom haal en na hom toe te neem om ewig by hom te wees. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir hierdie wonderlike boodskap vanmôre, wat u op Hemelvaartdag vir ons kom gee. Ons loof u, Here, dat u ons deel maak van u koninkryksplan en dat ons u medewerkers kan wees hier op aarde. U laaste opdragte daar op die Olyfberg is vir al u kinders bedoel. Laat ons daardie opdragte met gelowige harte uitvoer. Dankie dat die Heilige Gees ons ook daartoe in staat stel. Laat ons op hierdie Hemelvaartsdag ook ons oë opwaarts rig na die hemel, waar ons u koms verwag. En laat ons elke dag gereed maak om die Here Jesus Christus te ontmoet en ook te doen wat hy van ons vra hier op aarde. Ons vra dit alles, Here, nie omdat ons dit verdien nie, maar in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Vriende, ons wil u graag uitnooi om volgende week in te skakel by ons Pinksterboodskappe. Hier by Uit die Woord Digitaal het ons Pinkstertyd volgende week en van Maandag tot Vrydag word spesiale boodskappe elke dag uitgesaai en ons gaan kyk na die werk van die Heilige Gees in ons lewe. Dankie dat u vandag ingeskakel het. Mag die Here vir u seën tot 'n volgende keer.